Die afgelope tyd was Paasnaweek. En dit is 'n groot oomblik om te vier vir die herdenking vir dit wat Jesus vir ons gedoen het, die kruisiging, maar dan die belangrike gedeelte, die opstanding, daarmee saam. Die vraag is, nadat Paasnaweek verby is, en elke jaar vier ons Paasnaweek en is 'n hoogtepunt om dit te vier, maar eintlik moet dit elke dag 'n Paasnaweek in ons lewens wees. Ons moet die kruisiging en die opstanding deel hê van ons lewens. Dit moet so deel wees van ons lewens, dat dit integreer met ons alledaagse handel in die lewe. Die vraag is, wat nou? Wat gebeur nou na Paasnaweek? Nadat ons dit gevier het. Want jy sien, die vraag wat ek vir jou wil vandag vra is, hoe groot impak, invloed, het die opstanding in jou lewe, Jesus se opstanding? Want dit is nie net om per geleentheid te herdenk nie. Dit moet so deel wees van ons lewens. Hoor wat sê die Bybel in Filippense 3:10. Nou ken ek hom, en ek voel sy krag in my lewe. Die krag wat hom weer laat lewe het. Nou ken ek hom, en ek voel sy krag in my lewe. Wat jy sien, ek moet toelaat dat daai dieselfde krag wat hom uit die doodheid opgewek het, deel wees van my elke dag se lewe. Dit moet deel wees van my daaglikse routine. Dit moet deel wees van my verhoudings. Dit moet deel wees van die dooie punte in my lewe wat weer lewe gegee word deur sy krag. So elke dag moet Jesus se opstandingskrag, sy opstanding, 'n groot deel en storie in my lewe wees. So ek wil jou aanmoedig om nie net per geleentheid die opstanding en die kruisiging te vier nie, maar leef dit elke dag. Laat dit toe dat sy opstandingskrag lewe bring in jou alledaagse lewe. God bless.